Die Here begin vanoggend sy vergadering met die woorde van Amos 4 vers 12 en 13. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel. Here, God van die leerskare, is sy naam. Geliefdes, ontvang die genade, die barmhartigheid en die vrede van God onse Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, hoor nou wat hierdie grote God wat ons aanbid, van ons as sy volk verwag. En ons lees dit vanmôre vanuit Micha die 6de hoofstuk, vers 6 tot 8. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar-oud kalvers? Sal die Here 'n welbehae hê in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God? Dit is sekerlik nie te veel gevra van ons Here nie. En tog kry ons nie eers dit reg nie. Kom ons bely ons skuld terwyl ons so bly sit, met die woorde van Psalm 25 se 5de vers. Ons gaan daar sing wat ons pleit, die Here moet ons skuld vergewe, want ja, ons het waarlik menigmal teen hom misdrewe. Psalm 25 vers 5, terwyl ons net so bly sit.
Geliefdes, hoor die woorde van Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En as vrygespreektes wat barmhartigheid gevind het, kan ons geloof saam met die kerk oor al die eeue heen bely. En daarna gaan ons sing uit Gesang 315. En ons gaan dit met beurtsang doen vanoggend. Vers 1 gaan die susters sing, vers 2 die broeders en dan vers 3 almal saam. En ek wil ook vra dat almal na die gebed sal bly staan, as ons klaar gesing het vir die gebed bly staan. So na die geloofsbelijdenis Gesang 351, vers 1 die susters, vers 2 die broeders en vers 3 almal saam, en dan bly staan ons vir die gebed daarna. Kom ons staan, dan bely ons geloof saam met die kerk oor al die eeue heen, soos die woorde van die 12 artikels in ons gedagtes saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Ons hemelse Here, ons kom hier by mekaar omdat U ons hierheen geroep het. Ja, ons het U stem gehoor. U roep ons hierheen om rondom U woord saam te kom, want U wil met ons kom praat. Here, en ons wil na U woord luister. Soos wat ons gesing het, ja, ons wil aan U gehoorsaam wees en U dien soos wat dit hoort. Daarom kom pleit ons dat U nou deur U Gees in ons sal werk, sodat ons ook na U woord sal luister soos wat dit hoort. Met eerbied, met ontzag, met respek, terwyl U Gees in ons werk, om waarlik te hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. Here, rig ons gedagtes op U en U alleen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre vanuit 1 Petrus die 2de hoofstuk, en daarvan die eerste 10 verse. In Petrus 2, ons lees vanaf die eerste vers. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover ons skriflesing. Geliefde broers en susters, ons het vanoggend die voorreg om te midde van 'n dolle gejaag van die lewe te kan stil word. Stil aan die voete van ons Here.
Stil om die werklikheid van God en sy grootsheid en die grootsheid van sy werk tot ons te laat deurdring. Stil om deur al die gejaag te kyk en om werklik dieper te kyk en iets raak te sien van dit wat God self besig is om te doen. Hierdie erediens kom doen vanoggend juis dit. Jy kan vanmiddag vir iemand gaan vertel, jy was vanoggend by die kerk en jy het na 'n preek geluister, of jy kan huis toe gaan en vertel, jy het 'n ontmoeting met God gehad. En die verskil is hoe jy kyk. Hoe diep kyk jy? Sien jy net dit wat oppervlakkig gebeur? Of kyk jy deur dit en sien wat God besig is om te doen? Ek hoop regtig jy sien vanoggend die werk van die lewende God raak, want hy wil hê jy moet weet wat hy vir jou doen. En die skrif leer ons dat God nooit passief is nie. Hy sit nie op 'n afstand en kyk hoe dinge ontvou nie. Nee, hy werk en nie sporadies nie, nie elke nou en dan nie, maar deurlopend van generasie tot generasie, deur die eeue, deur een geslag na die ander, deur mense. Soms stil, soms op skouspelagtige wyse, maar altyd doelgerig. En wat is daar die doel? God is besig om vir homself 'n volk te skep. En vir individualistiese mense is dit reeds 'n aangrypende gedagte. Dit is nie net individue wat gered word en dan gaan elkeen van hulle op sy eie pad nie. Ons is nie maar net mense wat toevallig saam is in 'n gebou en saam dieselfde liedere sing nie. Nee, ons moet ook dieper na onsself kyk. Ons, lees ons, is 'n volk, 'n gemeenskap, 'n liggaam, 'n huis, 'n familie wat saam gebind word, wat saam leef onder die Here se heerskappy. Nou soos die skrif oopmaak, sien ons hierdie lyn reg deur van die begin af. In die tuin van Eden lees ons van God wat saam met die mens wandel. Daar's 'n besonderse verhouding, daar's nabyheid. Maar wanneer die sonde inkom, dan word die verhouding gebreek. Die mens gaan kruip weg, word uitgejaag en afgesny en vervreem, en tog hou God nie op om te gee nie. Want hy los dit nie so nie. Hy kom roep na die mense wat wegkruip. Hy betoon barmhartigheid en gee vir hulle klere. Hy bou ten spyte van die mense sondigheid steeds vir hom 'n volk. Later jare dan roep hy vir Abraham en sê, in jou sal al die nasies geseën word. En hy neem 'n kinderlose egpaar en maak van hulle 'n volk. Hy verlos Israel uit Egipte, nie as individue nie, maar as 'n verbondsgemeenskap. Hy lei hulle deur die woestyn en hy herbevestig sy verbond met hulle en hy gee aan hulle sy wet, hy woon in hulle midde. Maar ons weet ook, dit was nie alles maanskyn en rose gewees altyd nie. Want die volk val, en struikel, en draai weg, keer op keer, van geslag tot geslag is dit die storie van Israel se geskiedenis. Ja, die geskiedenis van Israel is 'n geskiedenis van genade, maar ook 'n geskiedenis van mislukking. Maar die mislukking en die sonde is nie die hoofnuus nie. Dis bloot die konteks waarbinne die goeie nuus nodig is. Dis die omstandighede wat die volk laat smag na die vervulling van God se belofte oor dit wat hy gaan doen. Dit wat hy beloof het, want hy het beloof, daar kom 'n dag.
'n dag van verlossing, 'n dag waarop die slang se kop vermorsel sal word, 'n dag waarop nuwe lewe vanuit die doodsheid sal kom, die dag wanneer Christus kom en hy het gekom. Die hoeksteen van wie die profete gepraat het, God het 'n mens geword om vir hom 'n volk te verlos. Nie 'n volk op grond van 'n bloedlyn nie, maar op grond van geloof. Nie 'n volk wat net uiterlik aan die Here behoort nie, maar een wat deur sy gees verander word. Is daardie volk van wie Petrus praat? Wanneer hy aan gelowiges skryf wat verstrooi is, wat vervolg word, wat onseker is oor hulle plek in die wêreld, dan sê hy vir hulle, julle dink nie reg oor julleself nie, julle is nie wat julle dink julle is nie. Julle is nie verlate nie. Julle is nie betekenisloos nie. Julle is nie maar net 'n klomp los mense nie, julle is God se volk. En dit verander alles. Want jou identiteit bepaal jou lewe. As jy glo, jy's maar net nog iemand. Een van baie, sonder roeping, sonder betekenis, dan leef jy ook so. Maar as jy begin verstaan, jy's deel van iets groter. Jy's deel van iets wat God self besig is om te bou. Dan verander dit die manier hoe jy dink en hoe jy leef en hoe jy kyk na alles om jou. Ons is op die oomblik in die gemeente in die proses om kerkraadslede te verkies. En die gevaar is dat ons dit net kan sien as 'n administratiewe noodsaaklikheid van die kerk. Maar geliefdes, dit is nie maar net die vul van poste nie. Dit is nie maar net die onderhoud van 'n organisasie nie. Dit is God wat sy volk wil versorg. En hy roep manne om daarmee te kom werk. Dis God wat manne roep, deur wie hy wil werk om sy groter plan uit te voer. Want hoe bou hy sy volk? Hy doen dit deur sy woord en hy bring sy woord deur mense wat hy daartoe roep. Mense wat dien. Mense wat lei. Mense met 'n roeping om die gemeente te help groei en te leer en te volhard. En daarom is dit belangrik vir die hele gemeente om kerkraadslede te kry, want dit moet ons herinner aan wie is ons. Dit herinner ons opnuut aan ons identiteit. En wys vir ons hierdie is nie ons kerk nie. Dit is God se. En wanneer ons dit begin verstaan, dan sien ons ook, ons lewens is nie net los episodes nie. Ons is nie elkeen op sy eie koers nie. Ons is deel van 'n groter bouwerk. Ons is lewende stene en daar is een wat ons bymekaar bring, wat ons dra, wat ons plaas waar ons moet wees. En hy gee aan ons sekere kenmerke. Watter kenmerke het hierdie volk van God wat hy besig is om te bou? Wat beteken dit om deel te wees hiervan? Petrus vat dit in 'n paar woorde saam in ons teksgedeelte. Maar in daardie woorde is 'n hele wêreld opgesluit wat vir ons oopgaan. Om dit met 'n beeld te verduidelik. As Lucy in Narnia deur die klerekas klim, dan betree sy 'n vreemde wêreld. Waar sy uiteindelik ontdek sy's 'n koningin. En dieselfde vanoggend met jou. Jy kan uit Petrus se mond hoor, julle is 'n heilige priesterdom. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n volk wat geroep is om te verkondig. 3 perspektiewe, maar 1 identiteit. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees. Jy's 'n priester, 'n koning en 'n profeet. Dink net vir 'n oomblik hoe dinge vooraf in die Ou Testamentiese tyd gewerk het.
Priester was iemand wat afgesonder was om 'n baie spesiale werk te doen. Nie enige iemand kon sommer voor God kom nie. Daar was afstand, daar was heiligheid wat beskerm moes word, daar was 'n stelsel van offers en bemiddeling. Die gewone Israeliet het geweet, ek het 'n priester nodig. Ek kan nie self tot die Here nader nie. Maar genadiglik het God 'n priester voorsien wat namens jou voor hom kon verskyn en jou behoeftes aan hom kom opdra. Nou sê Petrus het iets radikaal verander. Nou is julle self die priesters. Nie omdat julle dit verdien nie omdat julle geskik is nie, maar omdat Jesus Christus die volmaakte hoëpriester geword het. Hy het die offer gebring wat alles verander het. Hy het die weg oopgemaak sodat jy nou toegang tot God het. Hy het jou aan homself verbind en daarom kan Petrus sê, julle is 'n heilige priesterdom. Maar wat beteken dit prakties vir jou? Wel, ten minste 2 dinge. Die eerste is, jy moet besef, jy staan nou self voor God. Jy hoef nie meer op 'n afstand te bly nie. Jy hoef nie meer deur iemand anders tot hom te gaan nie. Jy mag na hom toe kom. Jy staan met jou hele lewe voor die Here wat jou gemaak het. En die tweede is, jy bring offers. Nie meer diere nie. Nie meer brandoffers nie, want ons leer in Hebreërs het alles heen gewys na Jesus en dit is vervul. Maar nou bring ek uit dankbaarheid, lees ons, geestelike offers. En dis hier waar die Christelike lewe begin ontvou. Want alles wat jy doen, alles wat jy is, word nou deel van hierdie offer. Wanneer jy bid, is dit 'n offer. Wanneer jy jou tyd gee, is dit 'n offer. Wanneer jy vergewe, is dit 'n offer. Wanneer jy liefhet, is dit 'n offer. En tog, en dis baie belangrik, hierdie offers is nie uit hulle self goed genoeg nie. Nie enigiets wat ons vir die Here bring, moet deur hom aanvaar word, want dit is perfek van ons kant nie. Nee, Petrus sê baie duidelik, hierdie offers is welgevallig deur Jesus Christus. Hy maak dit aanvaarbaar. Hy dra dit, hy bring dit voor die Vader, hy was die volmaakte offer. Daarom hoef jy nie in vrees te leef nie, maar met vrymoedigheid. Jy is nie net iemand wat soms iets vir God doen nie. Jy is nou vir ewig 'n heilige priester oral waar jy kom. Elke oomblik van die dag. In diens van die Here. Maar Petrus stop nie daar nie. Hy sê nie net julle is priesters nie, hy sê ook julle is 'n koninklike priesterdom. En hier verander die prentjie, want nou kom daar nog iets by, nie net diens nie, maar ook heerskappy. En as ons aan konings dink, dan dink ons aan mag en beheer en gesag oor ander mense, maar dis nie die beeld wat hier bedoel word nie. Hierdie koninklike roeping begin op 'n ander plek. Dit begin by die erkenning van dit wat ons met hemelvaart herdenk het. Jesus is die koning. En omdat hy koning is, leef jy nou onder sy heerskappy. Meer nog, hy het homself van jou kom verbind en daarom kan jy ook nou iets van hierdie heerskappy begin uitleef. En waar begin dit? Nie buite jou oor ander mense nie, maar binne in jou. En daar is min dinge so moeilik soos om oor jouself te regeer. Ons weet hoe maklik dit is om te sê, ek wil reg doen, maar dan kom die versoekings. Dan kom die beproewings, dan kom die begeertes, dan kom die druk van die wêreld en skielik besef jy, ek is nie so vry as wat ek gedink het nie. En juist daar, in daardie stryd, kom die koninklike roeping na vore en 'n gelowige leer om te sê, ek sal nie deur my sonde regeer word nie. Ek sal nie deur my vrese beheer word nie.
Ek sal nie deur die wêreld gevorm word nie. Ek behoort aan Christus. Ek stry teen dit wat verkeerd is. Hierdie soort heerskappy is nie altyd triomfantlik nie. Is dikwels stil, volhardend, soms moeilik, maar is werklik. Want jy wys, jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Christus het jou werklik verlos. Dit wys dat jy onder 'n koning leef, dat jy begin lyk soos iemand wat aan hom behoort. En mense wat aan Christus behoort, kan nie daaroor swyg nie. Hulle praat daaroor. Die evangelie is nie iets waaroor jy wil stil bly nie. Petrus sê, julle is geroep om die deugde te verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En wanneer God jou roep, wanneer hy jou uit die duisternis uitred, wanneer hy jou die lig laat sien, dan gebeur daar iets in jou. Jy kan nie meer dieselfde bly nie. Jy begin praat. Nie noodwendig met groot toesprake nie, nie noodwendig ingewikkelde teologie nie, maar met jou hele lewe, met al jou woorde, met hierdie nuwe, nie ontdekte verwondering oor die grootsheid van God en sy genade. En dis die hart van 'n profetiese roeping. Baie mense dink profete is toekomsvoorspellers. Maar dit gaan glad nie daaroor nie. Om 'n profeet te wees is om bekend te maak, om te vertel van God, om te wys op sy werk, om sy groot dade te verkondig. Dalk is dit juis waar baie van ons vandag dieper moet kyk, ook dieper in onsself in. Want dit is maklik om stil te bly. Ons is bang vir mense se reaksies. Ons is onseker wat om te sê. Ons dink dalk, ons is nie goed genoeg nie, maar die vraag is nie hoe goed praat jy nie. Die vraag is, het jy iets om te vertel? En as jy Jesus Christus ken, dan het jy. En so begin ons sien, God skep vir homself 'n volk, nie 'n stil, passiewe groep mense nie, maar 'n volk wat dien soos priesters, 'n volk wat leef soos konings onder die koning, en 'n volk wat getuig soos profete, en is hierdie volk wat hy verder gaan vorm. En hoe gebeur dit? Hoe groei hulle? Hoe word hulle opgebou? Want as ons eerlik is, vanuit ons eie lewens, geestelike groei gebeur nie sommer net van self nie. 'n Mens dwaal maklik. 'n Gemeente kan maklik verslap. Die waarheid kan maklik vaag word en liefde kan afkoel en voordat jy dit agterkom, lyk die volk van God nie soos wat dit behoort te lyk nie. En juis daarom in sy wysheid en genade gebruik God middele. Hy gebruik nie net sy woord nie, maar ook mense. Mense wat hy roep tot 'n besonderse diens in sy volk. Nie omdat hulle beter is nie. Nie omdat hulle sterker is nie, maar omdat hy hulle gebruik. En so kom gee die Here aan sy kerk diensknegte. Amptsdraers, waardeur hy sy volk vorm en lei en opbou, juis op elkeen van hierdie 3 terreine, om toegerus te wees. Hy stuur vir ons diakens om van ons beter priesters te maak. En daar is iets besonders aan die diakense werk wat ons maklik onderskat. Want oppervlakkig lyk dit net asof die diaken met hulpverlening en organisasie besig is, maar soos dieper kyk sien ons, hier word iets van die hart van die evangelie sigbaar. En die diaken is iemand wat die liefde van Christus tasbaar maak. Ek dink nie daaraan, as die kerk werklik 'n volk van priesters is, dan moet dit sigbaar word. Dit kan nie net by woorde bly nie, dit moet leef. En waar sien ons hier die duidelikste as juis in 'n tyd van nood? Wanneer iemand swaar kry, wanneer iemand arm is, wanneer iemand alleen staan, dan moet die kerk reageer. Nie met goeie bedoelings alleen nie, maar met werklike liefde.
En dis waar die diakens inkom. Hulle help die gemeente om oop oë te hê, om raak te sien waar nood is, om nie verby mense te leef nie, om nie koud en afsydig te raak nie. As ons by tye worstel met gebedsverhoring, dan is dit die diakens wat ons opnuut bewus maak van die woorde van Spreuke 21 vers 13 wat sê, wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Dalk is dit die rede vir sy worsteling. Maar meer nog, die diakens help ook die gemeente om te leer om te gee. Want gee kom nie van self nie. Van nature hou ons eerder vas. Maar die diakens herinner ons, die lewe van 'n Christen is 'n lewe van offervaardigheid. Die diakens herinner ons soos wat Paulus met die Efesiërs gedoen het daar in Handelinge 20 vers 35. Sy sê, hulle moet die woorde van die Here Jesus onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Nie omdat iemand ons dwing nie, maar omdat Christus homself eerste gegee het, homself vir my gegee het. En so word die gemeente gevorm, nie net deur dit wat ons hoor nie, maar ook deur dit wat ons doen. So word hierdie volk werklik 'n priesterdom, 'n volk wat offers bring, nie net in woorde nie, maar in dade van liefde. Elke warm kombers, elke bord kos, elke dak oor 'n kop wat voorsien word. Dis ons roeping as priesters. En net so gee die Here vir ons ouderlinge as voorbeelde, sodat ons beter konings sal wees. Die ouderling is nie 'n heersigtige nie. Hy's 'n herder. Hy waak oor die kudde. Hy moet met moeite sorg dat niemand verlore gaan nie. Hy moet beskerm teen dwaal. Hy lei met wysheid en onderskeiding en soms beteken dit moeilike dinge. Soms moet hy vermaan. Soms moet hy dinge aanspreek wat ongemaklik is. Soms moet hy die waarheid praat wanneer niemand dit wil hoor nie. Maar altyd, en dis die sleutel, altyd met een doel, nie om beheer uit te oefen nie, maar om jou op te bou. En die ouderlinge regeer maar hulle regeer tot voordeel van die gemeente se geestelike groei. Hulle dra verantwoordelikheid wat nie lig is nie. Want hulle kyk nie net na strukture en programme nie, hulle gaan oor elkeen van ons se siele moet rekenskap gee. Ons lees mos Hebreërs 13 vers 17, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak oor julle siele as diegene wat rekenskap moet gee. Kyk jy so na jou ouderling? Kyk jy so na jou diaken? Dit vra van hulle wysheid en nederigheid en volharding en liefde. Hulle moet kan onderskei tussen reg en verkeerd. Hulle moet weet wanneer om te praat en wanneer om te wag. Hulle moet kan luister en kan dra en kan lei. En deur hulle diens vorm God sy volk. Want soos wat die ouderlinge waak en lei, begin die gemeente ook leer om reg te leef. Hulle leer om onderskeid te tref, hulle leer om standvastig te wees, en so groei die volk as 'n koninklike priesterdom. Mense wat onder die heerskappy van Christus leef en iets begin weerkaats van wat dit beteken om aan hom te behoort, want hulle het 'n boodskap wat uitgedra moet word, en daardie boodskap moet ondersteun word deur die lewens wat hulle lei. En daarom kom rus die Here sy volk toe deur die bediening van die woord.
As daar een ding is wat die skrif keer op keer beklemtoon, dan sit hierdie: God vorm sy volk deur sy woord. Dis nie opsioneel nie, dis nie bykomstig nie, dis sentraal. Die amptdraers moet die woord bring. Nie sy eie idee van wat die mense wil hoor nie. Nie aangepas by die tydsgees nie versag waar dit skerp is nie uit die duim gesuig waar dit stil is nie. Hy moet bring wat God sê. Want is deur daardie woord wat die Here mense in die hart tref, wat hy oortuig, wat hy troos, dat hy kom verander. 'n Kerk wat nie deur die woord gevoed word nie, sal verhonger. Ja, almal in so 'n kerk kan ook besig wees. Daar mag baie programme en aktiwiteite op die afkondigings wees, maar sonder die woord is daar geen lewe nie. Daarom is die taak van die amptdraer om die gemeente toe te rus, nie net om te luister nie, maar om self te leef as priesters en konings en profete, en die woord kom leer jou hoe om te glo, hoe om te volhard, hoe om te leef. En deur die verkondiging van die woord bou die Here sy volk op. Hy bou hulle op tot dit wat hy bedoel het hulle moet wees. Want wanneer God vir homself 'n volk skep, dan laat hy hulle nie soos wat hulle is nie. Hy neem hulle nie bloot en sê, dis nou goed genoeg nie. Nee, hy werk in jou, hy vorm jou, hy begin aan jou verander. En dis iets wat ons maklik vergeet. Ons is geneig om te dink, die Christelike lewe begin by 'n verklaring. Ek glo, en dan is dit klaar. En die skrif teken vir ons 'n ander prentjie. Belydenis van geloof is die begin, maar nie die einde nie. Die oomblik wat God jou roep, dan begin hy jou verander vir die ewige lewe saam met hom. En dit gebeur nie in 'n vakuum nie, dit gebeur in die gemeente, gebeur deur die woord, deur die diens van die amptdraers. En so begin God se volk nuwe eienskappe vertoon, want hy werk in ons. En Petrus sê iets baie aangrypend, hy sê, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Aan wie geen barmhartigheid bewys is, maar nou bewys is. Dink net aan die krag van hierdie woorde. Geen volk. Beteken geen identiteit, nêrens behoort, geen vaste plek nie. Beteken jy was eintlik aan die buitekant. Jy het nie deel gehad nie. Jy het nie 'n naam gehad wat werklik saak maak nie. En dan bring God 'n wending. En hy roep jou. En hy trek jou nader. En hy gee aan jou 'n plek. En skielik is jy nie meer buite nie. Jy is binne. Jy behoort. Jy is deel. En nie net dit nie. Jy het barmhartigheid ontvang. Dis vir jou soos heuning, dis soet en dis heerlik en dis lewendig. Jy neem dit nie net waar nie, jy ervaar dit. Soos dit met God se goedertierenheid lees ons. Dis nie net 'n idee nie, dis nie net 'n leerstelling nie, dis iets wat jy beleef. Vers 3 sê, jy proe genade, jy ervaar vergifnis. Jy besef, ek was verloor en ek is gevind. En wanneer daardie waarheid jou tref, dan verander dit die manier hoe jy na jouself kyk. Jy begin besef, my lewe is nie gebou op wat ek verdien nie, maar op wat ek ontvang het. Dit bring nederigheid, dit bring dankbaarheid, dit bring 'n nuwe identiteit. Identiteit wat net 'n gevoel van dankbaarheid is nie, maar is 'n dankbaarheid wat jou werklik verander. Petrus begin die gedeelte deur te sê, lê dan af alle boosheid, alle bedrog, alle geveinsdheid en afguns en kwaadpratery. Let op daardie woord, lê af. Dis 'n beeld van iemand wat ou, vuil klere uittrek en dit agterlaat. Dit pas nie meer by jou nie. Jy wil nie meer daarmee gesien word nie. En so sê God vir sy volk, daar is dinge wat nie meer by julle pas nie. Dinge wat jy moet aflê. Boosheid. Dit wat ander seer maak. Bedrog, dit wat nie eerlik is nie. Geveinsheid, dit wat voorgee. Afguns, dit wat jaloers na ander kyk. Kwaadpratery, dit wat afbreek.
Hierdie goed kan nie met hierdie nuwe lewe saamgaan nie. Beteken nie dat 'n Christen skielik sonder sonde is nie. Beteken nie dat die stryd ophou nie. Inteendeel, dit beteken dat die stryd nou eers begin. Want nou begin jy besef, wat is verkeerd? Nou begin jy raak sien, maar hoe diep is die sonde deel van my? En nou begin jy worstel, maar hier lê die verskil. Jy wil nie meer daarin leef nie. En jy begin dit aflê. Soms stadig, soms met struikeling, soms met terugvalle, maar tog werklik, jy is nie meer dieselfde nie. En dit is 'n teken van God se werk. Want geen mens lê sonde uit homself af nie. Dis God wat werk. Dis sy Gees wat oortuig, wat leer, wat verander. Deur die bediening van die woord, deur die leiding van die gemeente, deur die opbou van die amptdraers, word hierdie proses gevoed. En dan kom een van die mooiste beelde wat in ons teksgedeelte gebruik word. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. En dis 'n beeld wat almal begryp. 'n Baba hoef nie oortuig te word om te drink nie. Hy hoef nie herinner te word nie. Moenie gemotiveer word nie. Hy verlang. Hy huil. Hy soek daarna. Hy kan nie daarsonder wees nie. En as die Heilige Gees vir Petrus gebruik om daardie beeld te gebruik, moet dit sterker gemaak word. Hy sê, verlang sterk, soos 'n pasgebore baba. En dis presies hoe God sy volk vorm. Wanneer jy werklik die goedertierenheid van God geproe het, wanneer jy begin sien wat hy vir jou gedoen het, dan kom daar 'n nuwe begeerte wat in jou groei. Jy wil meer weet. Jy wil meer verstaan, jy wil nader kom, en die woord is nie vir jou 'n swaar las nie, dis vir jou kos, en die Here kom vorm jou nie net deur reëls en pligte nie, maar deur 'n nuwe begeerte, 'n smagting na hom en sy woord. Daardie woord waarna jy smag, begin iets doen. Dit leer jou. Dit wys vir jou wie is God. Dit wys vir jou wie is jouself. Dit kom vorm jou denke en jou hart en jou lewe. Dis hoekom die bediening van die woord so sentraal is. Want dis hoe God groei bring. Hy neem mense wat geen volk was nie en maak hulle sy volk. Hy neem mense wat vasgevang was in sonde en leer hulle om dit af te lê. Hy neem mense sonder 'n geestelike honger en gee aan hulle smagting na die woord. Hy begin iets nuuts. 'n Volk wat werklik anders begin lyk. En hy hou dit alles bymekaar. Want sonder 'n vaste fondament, sonder iets wat alles dra, kan geen gebou staande bly nie. Sonder 'n middelpunt, 'n samebindende krag, val alles uitmekaar. En hier bring die skrif die hart van alles. Jesus Christus is die een wat alles bymekaar hou. Hy is nie maar net deel van die volk, hy is nie maar net 'n voorbeeld nie, hy is nie net die beginpunt nie, hy is die een wat alles saambind. Natuurlik sien almal hom nie so nie. Vir baie mense is Jesus nie die fondament nie, hy is 'n struikelblok. En Petrus sê, 'n steen van aanstoot, 'n rots waarteen mense hulle stamp en struikel. Wanneer struikel? Wanneer nie luister nie, wanneer hulle ongehoorsaam is aan die woord. En dis 'n baie ernstige gedagte. Want dit wys vir ons, Christus is nie neutraal nie. Jy kan nie koud teenoor hom staan nie, jy kan nie onverskillig teenoor hom staan nie. Jy kan hom nie net as 'n idee hanteer nie. Hy roep tot geloof en hy roep tot oorgawe en hy roep tot gehoorsaamheid. En wanneer mense dit verwerp, dan gebeur iets tragies. Ja, dieselfde Christus wat vir sommige fondament is, word verander die plek waar hulle val. En dit roep ons tot selfondersoek. Hoe staan ek teenoor Christus? Is hy vir my 'n hoeksteen, of het ek tot 'n val gekom? Vir die wat glo is Christus die hoeksteen. Nou, 'n hoeksteen in Petrus tyd so bietjie anders
as in ons tyd, vir baie mense, hedendaagse hoeksteen soos die granietsteen daar voor by die kerk se ingang teen die muur, maar in Petrus se tyd het jy 2 soorte hoekstene gekry en hy gebruik hierdie as beelde vir Christus. Die eerste soort hoeksteen het die hele rigting van die gebou bepaal. As hierdie steen skeef geplaas is, dan sal die hele gebou skeef wees. En die tweede soort hoeksteen word soms die sluitstuk genoem. Was werklik 'n hoekige steen gewees, wat heel laaste bo in die middel van die koepel van die dak ingevoeg is. Dan is al die toue losgemaak wat die stene vasgehou het, en al die stene het op hierdie een steen gerus, en so hulle plek gekry, hulle plek in die gebou, als word saam vasgehou daardeur. En Petrus sê, dis Jesus. Hy is die steen wat God self uitverkies het. Hy is kosbaar in God se oë. Hy is die een wat die kerk se rigting bepaal. Hy is die een wat alles in plek hou. En daarom kan ons verstaan. Waarom kan die kerk nie op mense of op programme gebou word nie? Waarom nie op strukture nie? Waarom nie op tradisies nie? Want alles wat nie Christus is nie, is te swak. Mense val. Leiers stel teleur. Tye verander. Maar Christus bly. Altyd dieselfde. En daarom, wanneer God sy volk bou, dan bou hy dit nie rondom idees nie. Hy bou dit rondom 'n persoon, Jesus Christus. Dis hy wat die priesterskap moontlik maak, want hy is die hoëpriester. Dis hy wat van ons konings maak, want hy is die koning. Dis hy wat ons sy profetiese woord laat verkondig, want hy is die woord self, en hy bind alles saam. Elke gelowige word 'n lewende steen. Ons is nie losklippe in die veld nie. Ons word ingevoeg, saam verbind, geplaas. Wat bind ons, wat bou ons saam? Nie ons persoonlikhede nie, nie ons voorkeure nie, nie ons agtergrond nie. Christus. En daarom bly die kerk deur die eeue heen bestaan. Dan kry ons daardie wonderlike belofte uiteindelik in vers 6. Belofte wat so eenvoudig is, maar diepe troos bring. Die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Ek dink daarin in ons wêreld van vandag. Dit is nie maklik om aan Christus vas te hou nie. Dit is nie maklik om jou geloof uit te leef nie. Mense verstaan dit nie altyd nie. Soms word dit verwerp, soms voel dit vir jou asof jy alleen staan. Jy bou jou lewe op iets wat die wêreld nie sien nie. En tog sê God, jy sal nie teleurgestel word nie, nie uiteindelik nie, nie finaal nie. Beteken nie daar is nie swaar kry op pad daarheen nie. Beteken nie die pad sal maklik wees nie, maar dit beteken wanneer alles klaar is, wanneer die laaste oordeel kom, wanneer God sy werk voltooi, dan sal jy nie staan en sê ek het verkeerd gebou nie. Jy sal sien dit was seker. Dit was waar, want jy het op die hoeksteen gebou. En alles wat op hom rus, staan vas. Geliefde, hier is die geheim van alles wat ons gesê het. Die volk van God, met hulle roeping, al hulle verandering, al hulle groei, kan net bestaan, omdat Christus ons dra. Hy is die fondament, hy is die sluitsteen, hy is die bindingskrag, en sonder hom is daar geen kerk nie. Maar met hom bly alles staan. So sien volgens hierdie beweging van God self. Hy roep, hy versamel, hy vorm, hy bou, hy neem mense wat geen volk was en maak van hulle sy volk. Hy gee aan hulle roeping as priesters en profete en konings en hy werk in hulle om hulle te verander en hy gebruik ander mense, amptenare as die instrumente in sy hand en uiteindelik bind hy dit alles saam in sy seun Jesus Christus. En kyk ons dieper na onsself en na hierdie gemeente en dan herken ons, ja, God is besig om te werk.
Nie ons nie, nie ons strukture nie, nie ons sterkpunte nie, God. Hy is die een wat dit alles doen. En hy gebruik mense daarvoor, wat 'n wonder. Nie volmaaktes nie, nie foutlooses nie, maar geroepenes, afgesonder, toegerus. 'n woord van vermaaning vir elke kerkraadslid wat reeds bevestig is en ook elkeen in wie die Here besig is om te werk, omdat hy jou iewers in die toekoms wil gebruik en jou voorberei, want hy gaan jou roep en dan moet jy kan ja sê. Hier is die roeping wat ontvang word. Het is nie 'n roeping om groot te wees nie, om belangrik te wees nie, maar om getrou te wees. Julle word geroep om te dien soos priesters, met selfopoffering en liefde, om te lei soos konings onder die gesag van Christus, om te spreek soos profete, getrou aan die woord. Die roeping gaan nie oor 'n posisie nie, dit gaan oor diens. Daar gaan daar wees wat dit maklik is, maar daar gaan ook daar wees wat swaar is. Daar van onsekerheid en daar van spanning, daar waar dit voel asof jy min vrug sien, maar onthou dan, dis nie julle kerk nie. En dis nie julle werk nie. Dis God se kerk en sy werk. En hy roep niemand om suksesvol te wees nie, hy roep jou om getrou te wees. En dan, geliefde gemeente, en hier moet ons versigtig wees. Ons kan baie maklik sit en dink, nou sit hulle taak. Die ouderlinge en die diakens gaan nou die werk doen en ons gaan maar net kyk hoe dit gaan. En dis nie wat die skrif leer nie. Die kerk is nie 'n bus met passasiers nie. Dit is 'n gebou van lewende stene, lees ons. Beteken, jy het 'n plek. Jy het 'n roeping, jy het 'n verantwoordelikheid. Jy is deel van hierdie volk. Jy is geroep om te dien. Jy is geroep om heilig te leef. Jy is geroep om te getuig. En die amptenaar is daar om jou te help, maar hulle vervang jou nie. En daarom moet ons saam leef, saam bou, saam bid, want die kerk groei nie net deur enkele individue nie, maar is 'n liggaam wat saam werk. En uiteindelik kom dit terug tot die een punt, nie mense nie, nie strukture nie, maar Christus, wat in en deur almal werk. Ja, daar gaan tye wees wat mense teleurstel, waar dinge moeilik raak, waar jy wonder oor die pad vorentoe, maar dan moet jy weer onthou, die hoeksteen staan vas, hy wankel nie, hy verander nie, hy val nie. En as jou lewe is, hierdie gemeente, as die hele bouwerk op hom rus, dan sal dit bly staan. En daarom kan ons met rus en vertroue vorentoe gaan. Nie omdat ons seker is van onsself nie, maar omdat ons seker is van hom. Hy wat begin het met die bou van sy volk, sal dit voltooi. Hy wat sy kerk versamel, sal dit ook bewaar. Hy wat sy seun as hoeksteen gegee het, sal nie toelaat dat die bouwerk ineenstort nie. Laat ons dan hierdie week ingaan as sy volk. 'n Volk wat weet wie ons is. As lewende stene wat saamgebou word, as mense wat leef tot sy eer, wat altyd ons oë gefestig hou op Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, U roep ons nie net om hier na U huis toe te kom nie, maar om met ons hele lewe voor U te kom staan, 'n lewe van geestelike offers, 'n lewe van heerskappy oor die sonde, 'n lewe van getuienis van U groot dade.
Dis nie nuwe vereistes wat U aan ons kom stel nie. Nee, Here, dis nuwe kenmerke wat U aan ons kom gee. En ons kom dankie daarvoor. U kom gee aan ons 'n nuwe identiteit. Ons behoort aan U. Dankie dat U ons daarvoor toerus. Dat U manne roep om in besonder daaraan aandag te skenk. Vader, wil U so U kerk op U woord, op U manier kom bou. Maak ons gewillig om daarvoor toegerus te word. Dat ons almal waarlik lewende stene sal wees. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. As voortsetting van ons gebed en ook ons reaksie op die prediking, sing ons die bekende Psalm 134. Ons gaan dit weer met beurtsang sing. Jy sal sien in die Gesangeboek, dis 'n dialoog, vers 1 en 2 het die volk altyd gesing, en dan vers 3 en 4 die priesters wat daarop geantwoord het, en ons gaan iets daarvan met die beurtsang ook weer speel. Vers 1 en 2 gaan die susters vir ons sing, vers 3 die mans, en dan vers 4 almal saam. Psalm 134, vers 1 en 2 die susters, vers 3 die mans en vers 4 almal saam. By vers 4, as ons sing, laat Here U seën, die hul vervang ons met ons maak dit ons gebed, laat U seën op ons daal, en daarna dan bly staan ons vir die Here wat ons dan wel sy seën uitspreek oor ons. Ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.